Tanya, ons is nou weer vandag hier saam met Louise Jordan, een van ons hidroterapeute hier by EcoHealth. En ons het 'n baie interessante gesprek gehad oor darmheropleiding. Term wat bitter min mense baie mooi verstaan. En dit is dat jy jou darm moet leer om vir jou te werk, want jou darmkanaal is jou tweede brein. En as jou tweede brein disfunksioneel is jou liggaam disfunksioneel. So as jou darmkanale nie werk nie, sal jou hormone nie reg werk nie, jou breinfunksies gaan nie reg werk nie, niks in jou organe gaan reg werk nie, en eintlik boek jy jou moeilikheid vir outo-siektes, wat ons nie wil hê nie. Dit is waarom ons hidroterapie hier ingestel het, en ek is baie tevrede met dit wat ons leer hier. Louise, jy het nou oor die tyd al 'n passie ontwikkel vir hidroterapie. Ja, ek moet sê. Oorspronklik was ek self maar 'n bietjie grillerig oor die idee, en toe ek die behandeling, toe ek die training begin doen, toe besef ek, eerstens, dis nie so grillerig nie, dis eintlik bietjie meer fascinerend om te sien, onder andere, hoe die mense nie verteer nie, parasiete en sulke goed. Maar vir my is dit is terapie, want jy help mense om te verbeter, en jy gesels met hulle derentyd met die proses, en jy vra hulle uit oor hulle eetgewoontes, sodat jy vir hulle kan raad gee wat sal help, dat hulle darm herstel soos wat dit moet wees. Jy het mense gehad, terwyl ek al voorsit, dan kom hulle hier in en dan is hulle half donker en depressief, en dan na mense uitgekom het gesê het, my hele lewe het verander. Is dit vir jou 'n lekker ervaring? Dis baie lekker, jy weet, dis mense wat al vir jare sukkel, en daar's nie regtig antwoorde vir hulle nie. Al wat hulle kan doen is nou maar om nog 'n over-the-counter pilletjie te gebruik wat dalk kan help, en om te sien hoe hulle glimlag en dink, "Jesus, dis nou die eerste keer wat ek mooi leeg voel," jy weet. En dit Ek voel goed. Ja. En dis die eerste keer in jare, en baie van hulle vanuit hulle kinderjare uit, dat hulle goed voel en dat die maag reg werk en dat hulle bewus is van belangrikheid van maaggesondheid. Maar jy het jou familie hier ingebring, jy het jou man ook hier in hierdie praatjie ingebring. Vertel vir my, wat se goed raak hy kwyt? Ja, so ek moet sê, my man is nogal 'n interessante een. Elke oggend so kort na 6, dan gaan hy sê vir my, "Liefie, ek het nou 'n ringsitting op my porseleinskooter in Witbank." Dan weet ek, hy is op pad toilet toe. En dit is elke dag. En dit is eintlik hoe dit moet wees. Jy moet elke dag dieselfde tyd toilet toe gaan. Jou kolon hou van roetine. Hou jou kolon van, met ander woorde, van dissipline en ritme. Ja. Maar wat moet jy doen om dit te laat werk? Okay, so ons het nou reeds gepraat hoe ons die stoelgang konsistensie gaan regmaak. Nou, vir julle wat nou so bietjie julle kolon vergeet het en geïgnoreer het, en hy praat nie meer met julle nie, die is die tyd wat ons nou moet bepaal om elke dag weer te gaan. So jy moet 'n tyd vasmaak in die dag, dis gewoonlik maar in die oggende, wanneer jy regmaak, dat jy 10 tot 15 minute kalm, nie gejaagd is nie, en jy sit op die toilet. Nou, dit klink eenvoudig, sit net daar en dink aan toilet toe gaan. Maar wat as niks gebeur nie? Doen dit môre weer. Die idee is, net soos wat jy jou hond elke dag op dieselfde tyd kos gee, dat hy weet al wanneer dit 5 uur is en hy kos gaan kry, jou darm is dieselfde. Na 'n sekere paar dae, dan gaan jy begin agterkom dat jou darm begin wakker word op daai tyd. Dit is 'n proses, en dit sal so 'n bietjie geduld verg, maar op die ou ende is dit moontlik dat jy jou darm weer aan die gang kan kry, dat hy weer met jou praat en vir jou sê dis nou tyd, en dat jy nie meer vir hom hoef te sê nie. Met ander woorde, wat jy hiervan praat is dat jy jou metabolisme moet reguleer, Ja. om vir jou die dinge te doen wat jou pas. Want dit is verkieslik beter om in die oggend voor werk al jou dingetjies te doen, dan as jy reg, en dan hoef jy so min as moontlik die publieke toilette of die werkse toilet deur die dag te gebruik. Ek weet by vrouens is dit moeilik, en hier by ons maak ons gewag daarvan om ons toilette super skoon te hou. Juis omdat ons bewus is van die moeilikheid wat hier het. Goed, jy kies nou 'n tyd vir die dag, met ander woorde, hoe lank vat jou kolon om voedsel te versamel? Met ander woorde, jy moet met ander woorde wat jy vir my sê is, reguleer jou ete. Dit help nie jy eet 12 uur vannag en dan wil jy jou maag met 6 uur werk nie. Ja.
Ongeveer 8 ure. Ongeveer 8 ure. 8 tot 12 ure afhangende van jou dieet. Met ander woorde, die heel beste ding is om nie later as 6 uur te eet nie. Verkieslik om en by 5 uur, tussen 5 en 6 te eet. En as dit dan nou moet net nie later as 7 uur in die aand nie, maar 6 uur. Dit sal beteken dat jy 'n 12 ure tydperk met ander woorde vir jou kolon gee om sy werk te doen. Ja. Sê vir my, watter maniere is daar wat jy mense sou aanbeveel om jou metabolisme mee te normaliseer sodat jy 6 uur in die môre by die badkamer kan uitkom? So onder andere, ons het nou klaar gepraat oor die tyd wat jy kies. Dis nou jou bepaling, maar ons wil probeer om wat ons noem die gastrokoliese refleks te stimuleer. So dit is die praat tussen die maag en die kolon. So wanneer jy ietsie eet in die oggende, is dit gewoonlik 'n baie goeie manier om daai gastrokoliese refleks te stimuleer. Dis basies die dag begin, jou kolon hoor, ons eet nou, so dis nou reg, ons moet leegmaak sodat ons die dag weer van voor af kan begin volmaak. Sê vir my, in watter rol speel dinge soos kruie tee en ander produkte in die kolon se stimulasie? Ja, so ons vind nogal dat enigiets warm, 'n warm drankie, dalk warm water met suurlemoensap, kruie tee, selfs koffie. Koffie is een van die goed wat nogal die gastrokoliese stelsel goed kan stimuleer. Dis nie vir almal nie, daar is mense wat natuurlik sensitiwiteite het, maar as dit vir jou werk, is dit een van die min kere wat ons vir jou gaan sê, drink nou maar jou koffie. Kyk, ons praat nou vandag van 'n baie persoonlike ding, 'n ding wat julle erken dat mense nie graag oor wil praat nie. Maar kolongesondheid is per definisie alles van jou gesondheid begin, of 99% van jou gesondheid wil begin in jou kolon. So kolongesondheid, kolonmobiliteit. Wat is dit wat jou kolon wil hê, wil jy vir my sê? Hy wil daagliks deur met die kos gaan wat jy reeds ingeneem het. Hy wil dit verteer volledig, goeie absorpsie hê, want nou natuurlik enigiets wat nie mooi gaan verteer nie, gaan nie mooi absorbeer nie, dan kry ons tekorte ook. En hy wil hê dat jy elke dag kan leegmaak, sodat daai stoelgang nie daai fermentasie het nie. En sê vir my, watter rol speel water? Die water, soos ons laas keer ook oor gepraat het, gaan vir jou bietjie massa gee aan jou stoelgang. Dis ook nou natuurlik belangrik om daai vesel saam met dit te sit. Maar onthou, jou kolon absorbeer water. Dit is waar jy die water kry wat in jou selle ingaan. Sê vir my, om deurlopend te eet, gee dit jou kolon kans om sy werk te doen? Nee, weet jy, mens moet so 'n bietjie 'n breek tussenin vat. So daar is jou kolon se spysverteringsstelsel met 'n eat mode en dan 'n digest mode. So dit beteken jy moet hom kans gee om tussenin bietjie te skuif. Dat dit skuif van die maag af na die darmes toe, van die darmes af na die kolon. As jy net herhalend nog insit, gaan daar nooit 'n gaping wees vir daai om behoorlik plaas te vind nie. Met ander woorde wat jy vir my sê, die glikemiese indeks, met ander woorde die manier waarop koolhidrate en die tydperke wat koolhidrate verskillend verteer, het 'n invloed Ja. op kolongesondheid. Yes. So dat hierdie die mite dat slaai en groente veilig en gesond is miskien 'n bietjie verdag, of stem jy nie met my saam nie? Tot 'n sekere mate stem ek saam, maar ek weet ook ons het mos nou gepraat oor die vesel. Die vesel is tog nog daar. Ons wil hê sekere van soos die nie oplosbare vesel. Ons wil hê dit moet daar wees om daai droë borsel effek te hê. Maar daar is gesonde vesel en jy moet dit kundig inneem. Ja. Jy moet weet wanneer moet jy daai vesel inneem. Jy kan nie net onkundig en ongereeld hierdie vesels inneem en dink jy doen jouself 'n guns nie. Ja, ons sê ook gewoonlik vir die mense as hulle hidroterapie gehad het, dat hulle maar liewer gaar groente, jy weet, gestoomde groente of so iets eet, want dit maak al klaar die vertering baie makliker vir die lyf. Kom ons sluit jou tweede gesprek af. Ek wil nou weet, jy weet, mense lank voordat toilette uitgevind is, dis nou 'n grous onderwerp, moes gehurk het op 'n fisiologiese basis en hulle daar 'n plaasie gevat agter die graspol. Wat was die voordele van 'n laag sit vir die fisiologie of die anatomie?
Ja, so eintlik is ons moderne toilette 'n bietjie counterintuitive, soos die Engelsman sê. Want as ons met 'n 90 grade hoek en met ons heupe sit, dan is daar actually 'n kinkel wat vorm in jou darm. Half soos as jy nou jou hosepipe in die tuin het en hy wil nie mooi werk nie en daar agter is 'n kinkel. So ons moet eintlik probeer om ons heupe Jou heupe moet laer sak, met ander woorde, jou knie moet jou omtrent knie moet opgaan, ja. Jou knie moet nie teen jou bors omtrent wees. Ja. Is dit nie? Jy moet 'n stoeltjie voor jou toilet sit, is dit nie? Ja, nee, daar's Sodat jy allerhande na jou knie kan kyk en kyk hoe jy jou knie afgebid het of wat. Absoluut. Ja, en dit is nogal goed as jy met jou hande op jou knie sit en bietjie vorentoe leun ook. Dit help ook so bietjie om daai kinkel uit te kry. Maar dit verander regtig hoe ons dink oor ons gewone toilet. Eintlik moet elke huishouding 'n standaard trappie hê. Ek het al 'n onderste bo asblikkie gebruik toe dit noodgeval was. Ja, want baie mense weet nie dat wanneer hulle hardlywig is, dat hulle maar net moet probeer om die knie op te tel so hoog as wat hulle kan, om dan maar hulle privaat nommer 2 uit te laat nie, is dit nie? Ja. Maar as jy na die anatomie kyk en jy tel jou knie op en jy maak met ander woorde die kinkel waarvan jy praat los, dan verhoed jy ook die vorming van ambeie. En baie mense se ambeie ontstaan as gevolg van 'n ongesonde kinkel. Ja. Louise, dit is wonderlik dat jy hierdie onderwerp vandag aangeraak het en dat ons so daaroor kom praat en ek hoop baie mense kom by jou uit. Ag, dis 'n groot plesier. Kom ons kyk na jou deel 3.